Goeiemôre gemeente. Baie welkom almal volgende diens. Lekker om julle almal te sien. Met my hele hart wil ek U prys, Here. Wil ek van U magtige reddingsdade vertel. Oor U wil ek my verbly en vrolik wees. U naam wil ek besing, o Allerhoogste. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God as Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Vanoggend het ek gedink, jy weet ons lees baie keer die wet maar uit die bekende dele, om 'n stukkie te vat wat by ons preek pas, maar ook waar daar ook twee opdragte kan ons sê, twee dinge wat die Here van ons vra. Die eerste ding wat ek kom sê in hierdie deel is, moenie bang wees nie, is 'n boodskap wat hy vir ons gee, maar ook 'n waarskuwing, gaan jy nou hoor daarmee saam, en dan ook aan die einde, dat ons sal uitspreek voor mense. En dit is iets wat ek ook al baie nagedink het, dat baie keer dat ons nie uitspreek vir die Here nie, dat ons baie keer stil bly. So kom ek lees vir julle uit Matteus 10, vers 28 tot 32, dit pas by die boodskap vandag, maar ook dan as wet vir oggend. Daar staan, moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees hom eerder, wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. Is 2 mossies nie vir 1 sent te koop nie, en tog sal nie een van hulle op die grond val, sonder die wil van julle Vader nie. Van julle is selfs die hare op julle kop almal getel. Moet dan nie bang wees nie, julle is meer werd as baie mossies. Elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat my voor die mense verloon, sal ek ook verloon, soos my Vader wat voor my Vader wat in die hemel is. Net tot sover. So, ek weet, dit is 'n mooi stukkie eintlik, maar die eerste ding wat die Here vir ons kom sê is dat ons is baie keer bang oor soveel dinge. Bang oor dinge waar ons bekommerd is, dinge wat moet gebeur, dinge wat dalk nooit gaan gebeur nie. En dan kom sê hy, maar moenie vir die goed bang wees nie, want die Here sorg vir ons. En dan die stukkie wat pas by die preek vandag is om te weet, hy sê die Here sorg so vir jou, dat die Here ken selfs die hare op jou kop. Nou ek weet nie van julle nie, maar my vrou dalk 'n makliker job as meeste, maar ek weet nie of jy al iemand se hare gaan tel het nie. Dit sal nogals 'n tydjie vat. Maar dat die Here selfs die hare op ons kop ken, wat iets sê van die diepte waarmee hy ons ken. En dan sê die stukkie ook vir ons, dat ons moet uitspreek vir die Here, dat ons moet praat, dat ons moet sê, dat ons moet vertel. As kinders van die Here moet ons opstaan vir hom, moet ons praat vir hom, en baie kere is ons juist skaam om dit te doen. So, in hierdie deel vanoggend, as jy nou stil word in gebed, wil ek hê veral vanoggend, besef hoe goed die Here jou ken. Ons gaan vandag nou praat daaroor, maar dat hy selfs die hare op jou kop ken, dat hy sorg vir jou. Hoe belangrik dit vir ons is om te weet, maar ook saam die opdrag, dat ons sal uitspreek vir die Here, dat ons sal opstaan vir hom, en dat ons sal praat vir hom. So kom ons raak stil vir so 'n half minuut. Liewe Hemelse Vader, ons kom dankie, dat ons vanoggend voor U kan saam wees, Here, dat ons as gemeente ons geloof kan bely, Here, dat ons vandag kan sê, dat U die koning van ons harte is, dat U die koning van ons lewens is. Nie weer, help ons dat ons dit sal leef, dat mense dit sal sien,
dat hulle kan weet dat ons die kinders is. En ons bid die Here waar ons vanoggend saam is, mag hy ons saam weer seën. Here, mag hy asseblief die woord vir ons oopbreek, dat ons die boodskap sal ontvang, en Here, mag ons regtig ook vandag iets van u nabyheid beleef. Ons bid dit, Here, in u naam alleen. Amen. Nou, ek weet nie van julle almal gehoor het nie, maar die man, eendag, skuif in die kamer, die bed in die kamer skuif hy rond, en toe hy nou die bed skuif, toe kry hy 'n skoenboks onder die bed. En hy weet nie wat so boks die is nie, en jy weet, hy is maar nuuskierig, en hy maak die boks oop, en binne die boks is daar 5 geborduurde lappies, en R4.000. En dadelik gaan hy aan sy vrou toe, en hy vra vir haar, wat se geheime boks is hierdie? En die vrou sê, sy moet nou vandag bely. Sy het 'n geheim. Sy sê, elke keer as sy vir hom jok, dan borduur sy 'n lappie. En dan sit sy dit nou in die boks. En die man voel nogals eers baie sleg daaroor, en hy dink by homself, maar hulle is nou al in die 30 jaar getroud. So 5 lappies. Dis nou nie so erg nie. Jy weet, as hy nou net 5 keer vir hom gejok het, ag, dit is seker daarom oké. En hy voel amper goed, maar toe onthou hy en hy vra vir haar, maar wat van die R4.000 wat in die boks is? Sy sê, nee, dit het ek gemaak met al die lappies wat ek verkoop het. So, die vraag vanoggend om te begin, en hierdie is nogal 'n vraag wat ons kan dink, het jy geheime? As jy nou vanoggend moet sê, het jy geheime? En dan die waarheid is dat ons almal het maar geheime, dinge wat ander mense nie van ons weet nie. Hoor mooi, selfs nie jou man of jou vrou nie, nie jou kinders nie, nie jou ouers nie, daar is dinge wat jy net vir jouself hou. Dink ons almal kan daarmee saamstem, en die vraag is dan, wie ken al jou geheime? Wie is die ou wat die meeste van jou geheime ken? En dan kom ons agter dat mense kan baie dinge van my weet, maar hulle gaan nooit alles van my weet nie. Hulle gaan my nooit al my geheime ken, al my dade, al my woorde ken nie. Hulle ken maar gedeeltelik. So, as ek vra vanoggend, ons het 2 weke terug gepraat oor wie ken jy? Maar nou praat ons oor wie ken vir jou? Wie ken jou regtig? Jy weet, in die wêreld is daar mense wat jou glad nie ken nie. Daar's daar mense wat voorgee, hulle ken jou. Daar's daar mense wat jou ken, en daar's daar mense wat jou regtig ken. Wie is die mense wat jou regtig vandag ken? Wat die meeste van jou weet? So ouens wat dalk saam met jou groot geword het, dalk jou ouers, dalk jou kinders, jou huweliksmaat, mense wat hulle lang pad saam met jou gestap het, hulle ken jou tog maar die beste. Maar daarmee saam besef ons ken ook nie, mense ken my ook nie heeltemal nie. Wie ken jou ware self? Ons sal nou nie dit hardop sê nie, maar as ons eerlik is met mekaar, dat ons almal gee tog voor, en ek bedoel dit nie in die lelike sin van die woord nie. Sê nou maar, jy staan vanoggend op, en dis nie 'n lekker dag nie. Jy weet, jou wiele is maar 'n bietjie pap, jy is maar 'n bietjie negatief, maar die oomblik as jou vrou jou goed, dan sê jy smaal, en jy sê dit gaan goed. So ek gee voor, maar nie om lelik te wees nie, maar om hierdie brawe front voor te gee. Hoeveel keer sit ons maskers op? Hoeveel keer het iemand jou gevra, hoe gaan dit? Dan sê jy goed. Maar dit gaan nie goed nie. Gaan glad nie goed met jou nie, maar dis die klise antwoord om te gee. Wil jy mense moet regtig uitvra nie, jy wil nie regtig hê mense moet weet nie, en dan antwoord jy goed. So baie keer sit ons maskers op, ook by ons huweliksmaats, ons kinders, ons ouers. Daar's dele van ons wat ons nie wil hê hulle moet sien nie. Ons wil hê hulle moet dit weet nie. Baie mans, is dat, weet, mans, ons is baie keer geneig om ons broosheid weg te steek. Ons is ook hartseer, ons batterye is ook soms pap, maar ons gee voor, jy is die man in die huis, jy moet sterk wees, dan sit jy hierdie brawe front voor. Nou vanoggend, ons gaan dieper daar praat.
dat God hierdie ware self ken. Dat God alles ken. Wat besonders is vandag vir ons. Ek het gehoor van hierdie, wat gaan nou geheime, die man en vrou is in 'n karongeluk. Nou die man in die ongeluk is sy wang erg gebrand, die een kant van sy gesig. En die dokter sê toe vir hom, weet jy wat, nie worry daaroor nie, ons kan deur 'n veloorplanting hierdie wang kan ons weer soos nuut laat lyk. Maar die ou is baie maar, en hulle kry nie vel by hom wat hulle op sy wang kan plant nie. En by die vrou is daar toe 'n stuk vel by haar bout wat kan werk. So het hulle nou die operasie gedoen, maar hulle sê vir mekaar, weet jy wat is 'n geheim? Niemand mag van hierdie operasie weet nie. Nie vir haar onthaalwe nie, nie vir sy onthaalwe nie, ons bly stil daaroor. Alright, hulle maak dit, is reg so, en tyd na dit, gaan die man na sy vrou toe, en sê vir sy vrou, hoe kan ek ooit vir jou dankie sê vir hierdie opoffering wat jy gemaak het? En sy vrou sê vir hom, my skat, dis genoeg satisfaksie, elke keer as jou ma jou op jou wang soen. Toe dink ek nog al seker geheime, wat as mense al jou geheime sou weet? Dit wat jy dink. Dink gou daaroor. Julle almal het al seker die fliek gekyk van What a Woman Want, daai fliek van Mel Gibson, waar hy dan nou, jy weet, al die vrouens se gedagtes kon hoor. Wat as mense jou gedagtes kon hoor? As hulle al jou geheime geken het, geweet het, as hulle alles weet wat jy al gedoen het, as hulle alles weet wat jy al gesê het, wat sal hulle dink van jou? Want kom ons wees eerlik, baie keer dink ons nie goeie goed nie, baie keer sê ons nie goeie goed nie, baie keer doen ons nie goeie goed nie, en as mense dit van my sou weet, wat sou hulle reaksie wees? Hoe sou hulle dan oor my voel? Is iets om oor na te dink. Sou mense anders na my gekyk het. En vanoggend is die vraag, wat van God? As God alles van my sou weet, alles wat ek gedoen het, alles wat ek gesê het, alles wat ek gedink het, hoe sou God dan oor my voel? En vandag se teks kom gee ons hierdie antwoord. Wat een van die besondere boodskappe in die Bybel is, dat as mense alles sou weet, sou hulle gesê het, nee wat ou, daar gaan jy. God weet alles, en hy is lief vir my. Dis merkwaardig. By sekere mense moet ek fronte voorgee, by God hoef ek nie. Ek hoef nie vir hom voor te gee, ek is sterk, want hy weet. So, kom ons lees saam vandag uit ons teks, Psalm 139 vers 1 tot 6, ek lees uit die 83 vertaling uit, een van die tekste wat ek dink ons almal baie goed ken. So kom ek lees vir ons saam. Vir die koorleier van Dawid in Psalm. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom, of ek reis, en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar's nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. Die wete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip. Net tot sover. Ons almal het al hierdie stukkie gelees. Almal ken dit, een van die bekende psalms in die Bybel. Maar hierdie woorde, ek moet eerlik wees, hoe meer 'n mens daarna kyk, hoe meer merkwaardig raak dit. In hierdie deel is Dawid besig om te praat met sy God wat hom ken. In hierdie deel kan jy hierdie band tussen hom en God sien. Jy kan sien die manier wat hy praat, die dinge wat hy sê, dat daar 'n besondere band is, want God ken hom. En hierdie eerste stukkie, hy sê, Here, U sien dwars deur my, U ken my. Die boodskap sê, U weet wat gaan hier binne in my aan. So Dawid kom sê, God is die een wat hom ken.
Nie ander nie, God ken hom. God sien dwars deur hom. Nou baie mense, as hulle hierdie stukkie lees, raak hulle bang. Want kyk, dis iets wat ons wil weet nie. God moet nie dwars deur my sien nie. So die fronte wat ek voorgooi, die maskers wat ek dra, God sien deur dit. God sien wat binne in my aangaan. Dis besonders. Daai dinge wat ek vir ander wegsteek, daai geheime wat ek hou, God sien dit. God sien my hart raak. Hy ken my hart. En as jy mooi daar dink, dis vertroostend om dit te weet. Daai kere wat jy deur 'n stryd gegaan het, wat jy geveg het, wat jy moeg was, wat jy op was, wat jy op moedelose vlakte was, God weet dit. Jy was nie alleen nie, dis nie by God verby nie, hy het dit alles raak gesien. My pyn, my seer, God sien dit alles raak. Ek het nie nodig om 'n masker te dra nie, ek het nie nodig om 'n front voor te gooi nie, God ken my deur en deur. Hy weet wat binne in my aangaan. Dis besonders. Hy gaan verder om te sê, of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. So hierdie stukkie, ons weet dit, maar besef ek dat God ken selfs my gedagtes. Dit wat ek dink. Nou niemand anders in hierdie wêreld weet wat jy dink, en dis maar goed so. Maar God weet wat ek dink. En dit kan vir jou nou baie slegte nuus wees, o genade, al hierdie verkeerde goed wat ek dink, maar hierdie is vertroostend. Daai pyn en seer, daai bekommernisse, daai sorge, daai laste, God ken dit. Want hy ken my gedagtes. Hy sê, of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit, U is met al my paaie goed bekend. Boodskapvertaling sê dit vir my baie mooi. Hy sê, of ek by die huis bly en of ek rondloop, daar's niks wat ek vir U kan wegsteek nie. U weet alles wat ek doen. Nuwe Lewende Vertaling sê, of ek op die pad is en of ek gaan lê, elke oomblik weet U waar ek is. So hierdie stukkie wil sê, God ken ons gedagtes, het ons gehoor. Maar hierdie stukkie sê, God ken al ons dade. Oral as waar ek gaan, alles wat ek doen, God weet dit. Al my paaie is vir U goed bekend. So Dawid sê, God ken al sy doen en late. En dit kan ou bang maak, maar dit is vertroostend. En om te sê, daar's niks wat ek vir U kan wegsteek nie. U weet alles wat ek doen. En dan, elke oomblik weet U waar ek is. Dink hoe mooi is dit. God weet elke oomblik waar jy is. Nie net wanneer jy in die kerk sit. Elke oomblik weet hy waar jy is. Dit wys jou die omgee. Dit wys jou die liefde, hoe deur en deur hy jou ken. Dan sê hy, daar's nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. Boodskap sê, al het ek nog nie eens begin praat nie, U weet wat ek gaan sê, U ken my deur en deur. Ken my gedagtes, ken my dade, en hy ken my woorde. Alles wat ek sê. Ook agter mense se rugge, God ken my woorde. Hy ken my deur en deur. Nou, Dawid sê in vers 5 besonders, U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. Nou hierdie deel is besonders na die eerste 4 verse, kom vers 5, wat eintlik die kroon is van hierdie stukkie besonders. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, U sluit my in van voor en van agter, U hand van seën is op my. Nou, die ander vertaling sê dit eintlik 'n bietjie mooier as die 83 vertaling. U neem my besit is mooi. Nou, in die Engels, you have
hedged me behind and before, and laid your hand upon me. Nou, hierdie woord hedge. In daai tyd, julle weet nou, Dawid was ook 'n skaapwagter. As jy jou skape oppas deur die nag, dan bou jy so 'n kraal. Jy weet, jy bou 'n heining en dan gaan lê jy as herder nou in hierdie opening dat die skape kan veilig wees. So geen wilde diere kan by hulle uitkom nie, hulle kan nie rondloop nie. Dawid sê, God bou 'n skuiling rondom ons. 'n Skild van beskerming rondom ons. Wat besonders is, as jy dink dan hierdie woordjie, dat vir my mooi is, hy lê sy hand op ons. Hierdie stukkie, die Lewende Vertaling sê, seën, maar die betekenis van, hierdie hand wat op ons lê, beteken 'n hand van liefde, 'n hand van omgee. Nou, hoekom is dit vir my belangrik? As jy die eerste 4 verse lees, dan begin die koue sweet so oor jou loop. God ken my gedagtes, God ken my woorde, God ken my dade, God ken my geheime, ek kan niks van hom wegsteek nie. En dan kom vers 5 en sê, hy omsluit jou van alle kante. Hy skild van beskerming rondom jou, en meer as dit, hy lê sy hand op jou. Sy hand van liefde en sy hand van omgee. Sy hand van genade. So al weet hy alles van my, hy lê sy hand op my, want hy is lief vir my. En dis besonders. As jy regtig daarna dink dat, as mense alles sou weet, gaan hulle verseker nie hand van liefde op my lê nie. God weet, maar hy bewaar my. Met sy hand van liefde seën hy my. Dit sê iets van God as Vader. So hierdie teks kom sê iets van wat 'n wonderlike Vader God is vir ons. Dis bo ons verstand. En Dawid sê dan, hierdie wete oorweldig hom, dis verhoog vir sy begrip. Hy kan dit nie verstaan nie. Want hoe kan God hom so deur en deur ken en God bly lief vir hom? En dit sê vir ons iets vandag van God. God ken jou deur en deur, alles. En hy is lief vir jou. Hy lê sy hand op jou. Hierdie teks moet vir ons besondere troos gee. As jy die hele Psalm volg, dan Dawid ontdek 'n God wat hom deur en deur ken, 'n God wat alles van hom weet, 'n God wat sy hand op hom lê, 'n God wat hom sluit van alle kante, en in plaas van bang word, vind hy berusting in dit. Hy vind troos in dit, hy vind vrede in hierdie God wat hom so ken. En die vraag is, wat maak ons vandag met dit? Hoe maak dit jou voel om te weet dat God jou so goed ken? Dat hy jou geheime ken, jou gedagtes ken, jou woorde ken, jou dade ken. Hoe maak dit jou voel? Vir my, om te weet, daai kere wat ek seer het, God weet. Daai kere wat jy voel, jy veg op jou eie, God weet. Wanneer daar laste is, wanneer daar sorge is, wanneer daar probleme is, wanneer daar swaarte is, God weet. Jy is nie op jou eie nie. En al maak ek foute, dink ek soms verkeerde dinge, sê soms verkeerde dinge, doen soms verkeerde dinge, hy omsluit my steeds van alle kante. Hy lê steeds sy hand van liefde en omgee op my. Wat 'n wonderlike God dien ons. Wat 'n wonderlike Vader het ek. As ons vandag hierdie boodskap hoor, moet dit ons verbly. Hulle vertel hierdie verhaal, dis 'n ware verhaal van Dr. Harold Bryson. Hy vertel van 2 seuns wat wou ander help, en hy het hulle toegestuur om vir 'n blinde man te gaan Bybel lees. Dis nou baie jare terug. En elke keer as hulle nou by hierdie oom Bybel lees, dan sê die oom, begin Matteus by hoofstuk 1 vers 1. Elke week moet hulle dit so lees. En dan elke week lees hulle dan vir hom die geslagsregister. En die laaitjies is nou al
half moeg om die geslagregister te lees, want vir hulle is dit nou nie regtig van belang nie. En die een week vra hulle, oom, kan ons nie maar net die eerste deel mis nie? Kan ons nie maar die geslagregister uitlos nie? En die oom antwoord vir hulle, nee, sê hy. Hy sê, want as God al hulle name ken, weet ek, God ken ook my naam. Nou dis besonders, maar vandag se deel sê, God ken ons soveel meer. Soveel meer as my naam. Soveel meer as wat ek wys vir mense rondom my. Hy ken my deur en deur. Ek is nou nie iemand wat dier, maar hulle sê in Antarktika is daar guillemot, ek hoop ek spreek reg uit, dis voëls wat in Antarktika leef. Nou, hierdie voëls lê eiertjies deur mekaar. Jy weet, oral dis soos honderde en honderde voëls en hulle lê 'n klomp eiers. Nou wat uniek is van dit en mooi is hulle sê, hierdie voëls kan hulle eiers deur mekaar lê, maar elkeen ken sy eier. Hulle almal lyk dieselfde, maar elke ma weet wat hierin is haar eier. Iets van hoe goed hulle dit ken. Hierdie eiertjies, elkeen is uniek. Maar wat vir ons sê, God ken ons nog meer as dit. God ken ons nog dieper as dit. 1 Johannes 3 vers 20 is 'n versie wat 'n ou baie maklik kan mis, vir my baie mooi versie toe ek dit raak lees. Selfs as daar dinge is waar ons skuldig of onseker voel, weet ons dat God groter is as al ons skuldgevoelens of onsekerhede. Hy weet immers meer oor ons as onsself. Hy weet meer oor ons as onsself. Dis nogal skrikwekkend, né? God ken jou beter as wat jy jouself ken. En dis wonderlik. Want soms wonder ons wie ons is, waar ons inpas. God weet. Want hy ken my. Vandag, om af te sluit. Ek het al voorheen 'n boodskap oor dit gemaak, maar vir my die keer, dit tref my. Om te weet dat God ken my deur en deur. My gedagtes, my woorde, my dade, hy sien dwars deur my, hy sien wat binne my aangaan. En dit vertroos my om te weet, God weet my pyn en seer. God weet alles. En die beste van alles, ek hoef nie voor te gee nie. Ek hoef nie te maak of ek sterk is nie. Ek hoef nie te maak of ek slim is nie. Hoef nie te maak of ek bekend is nie. Ek hoef nie te maak of ek al die antwoorde het nie. Ek kan net myself wees. Dis wat gebed so besonders maak. Kan net my hart met hom uitpraat, want hy weet dit. Hy ken dit. En hy ken my deur en deur. Hy omsluit my van alle kante, hy is 'n skild rondom my, en hy lê sy hand van liefde en genade bo op my. Hoe besonders. So mag jy in hierdie week en weke wat kom, beleef dat God jou ken. Mag jy beleef dat hy sy hand van liefde en genade bo op jou lewe lê. Dat hy jou Vader is, wat jou baie, baie lief het. Amen. Kom ons sluit ons oë. Liewe Hemelse Vader, ons kom dankie dat ons vandag hierdie teks kan lees. Here, dat ons vandag weer opnuut kan hoor dat U ons so goed ken. Dat U alles van ons weet. Ons woorde, ons dade, ons gedagtes, al ons geheime is 'n oop boek vir U. Here, dankie dat ons kan weet dat ons onsself vir U kan wees. Dat ons uit ons harte uit kan gesels en dat ek vrede in U arms kan vind. Here, dankie dat U hand van liefde en genade bo op ons lê. Dat U so nou by elkeen van ons betrokke is. Dankie dat U ons Pa is wat ons liefhet. Al verdien ons dit altyd nie, dat U lief bly vir ons elke oomblik van elke dag. Here, ek wil bid vir elkeen hier vandag, dat U hierdie boodskap in hulle harte sal laat groei, dat hulle die waarde van dit sal ontdek, en dat hulle elkeen sal weet,
dat U lief is vir hulle. Die Heer, wees asseblief met ons gemeente. Mag U ons lei, mag U ons seën, en mag U hand op ons as gemeente lê. Here, ons bid dit alles vandag in die grote naam alleen. Amen. Die Here sal julle seën en julle bewaar. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede skenk. Amen.